Here, ek probeer my beste en hoe harder ek probeer, hoe swaarder gaan dit met my, hoe erger gaan dit met my. My kind, ek is by jou en ek sal jou deurdra. Maar jy moet weet, hoe nader jy aan my gaan beweeg, hoe erger gaan die vyand jou probeer aanval en jou probeer wegtrek van my. Jy moet vashou aan my, jy moet vashou aan my beloftes, jy moet vashou aan my woord. Want ek het vir jou beloof in my woord, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, en ek hou daarby, sê die Here. Hou vas aan my, dat ek vir jou kan deurdra, dat ek vir jou kan help. Want ek wil jou deurdra, ek wil jou help. Maar jy moet vashou aan my. En weet, ek sal vir jou deurdra. Deur die storm sal ek jou lei, deur die water sal ek jou lei, deur die vuur sal ek jou lei, want ek het jou lief, ek het vir jou gesterf, ek het alles vir jou gedoen daar in die kruis. Hou net vas aan my vanmôre. En weet, ek is die God wat voorsien. Jesus, dankie vir die getrouheid. Dankie dat jy help. Dankie dat jy ons deurdra. Want deur al die storms van die lewe bly hy altyd deurgetrou. Weet jy, voor ons na die woord gaan luister, maar ek gaan nog so een liedjie of twee sing. As jy net sê, Here, ek het net nie nodig vanmôre. Here, ek het nodig dat jy my gaan aanraak en vir my gaan help, dit gaan rof. Wil ek jou vorentoe nooi, ons gaan nie lank wees nie, maar ons wil doen wat die Here sê, en hy het gesê, hy is hier vir jou. Hy sê jou nie los nie. Vat sy hand vanmôre, dat hy vir jou deurdra. As ek vir jou vorentoe nooi, ons gaan saam met jou bid. Ek is al so absoluut, heel oggend is dit net hier in my, dat ons God nodig het, ons kan hom nie los nie. Gryp hom vas vanmôre. Vra die Here om te help. Wie sal nog, wat sê asseblief, bid net vir my ook, het gaan swaar, ek kry swaar. Maar ek weet, God gaan vir my help, en God gaan vir my deurdra. Die pastore, kom help vir my asseblief, kom ons gaan vir die Here vra om te help, in hierdie lewens, om te onderneem en te voorsien. Michael, dankie, jy kan aangaan. Here is my hand, sal my ontbreek, hy laat my neer in groen weivelde, waters waar is, lei hy my na waters waar is, lei Hy laat my neer in groen
ewige rots. Baie diep, al het my uit. Baie diep, al het my uit. Baie diep, al het my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Baie diep, al het my uit. Baie diep, al het my uit. Baie diep, al het my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Baie diep, al het my uit. Ons Vader in die hemel, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil op die aarde so sagte reën uitstort. Gee ons vandag ons lewensbrood. Dit is my gebed, o Heer. Dit is my gebed, o Heer, dat die reddende genade oor my spoel. Dit is my gebed, o Heer. Dit is my gebed, o Heer, dat die Gees my weer met die Vader sal versoen. Kom ons net soos ons staan, kom ons bid net gou saam. Dankie Here dat ons vanmôre kan weet, U is die Here, U is die Koning, U is die Verlosser en Saligmaker van ons lewens. Dankie vir wat U vir ons gedoen het, Here, maar bo alles dankie vir wie U is. Ons eer U vanmôre, Here. Waar ons nou die woord gaan aanhoor, bid ek dat die salwing oor my sal wees en in elke persoon teenwoordig sal wees en dat ons hierdie woord ter harte sal neem. Dat ons sal verstaan, sal aanneem en sal doen. En ons eer U in Jesus naam. Amen. Dankie, U kan maar sit. Maar sê. Vanoggend se boodskap, Here, regverdig en heilig in Christus. Die Here is so getrou. Ek berei voor, hierdie boodskap loop, is nou lankal op my hart. Ek berei voor, en ek weet nie waar nie, maar ergens hier in die einde van die week, nadat ek klaar voorberei het, besef ek, of hoor ek, of sien ek ergens, dis hervormingsvrydag, die 31ste Oktober. Dit is toe Martin Luther in 1517 die 95 stellings teen die kerk van Wittenberg gaan vaskap het en die hervorming begin het, die Reformation, en waar hulle weggestap het van die katholieke kerk en ons protestantse kerk ontstaan het. En vandag die protestantse kerk, die gereformeerdes, die Pinkster, die charismaties, ons almal glo indirek dieselfde ding. En dis awesome om dit te weet. So my boodskap vanoggend gaan oor 4 woorde.
regverdigmaking, geregtigheid, heiligmaking en heilig. Daai 4 konsepte is verskillend. Nou, dis een van die belangrikste vrae wat 'n mens mee kan worstel is, hoe kan ek, 'n sondige mens, reg staan voor 'n heilige God? Dis 'n vraag wat ons kan vra. God vergeef ons genadiglik ons skuld omdat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. En ek wil hê vanmôre, dit moenie 'n afgesaagde ding by jou word nie. Ag, Jesus het aan die kruis gesterf, is alweer so 'n boodskap. Weet jy, dit is die boodskap. Jesus het aan die kruis gesterf. En ons kan lewe as gevolg van dit. Daar is regverdiging, vryspraak van sonde deur die geloof alleen, uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus alleen. En ek kan byvoeg tot God se eer alleen. Die leer van die regverdigmaking deur geloof alleen is die hart van die Christelike geloof. Maak nie saak waar ons kyk nie, as jy 'n kerk sien vandag wat Jesus verkondig, dan sal jy sien daar is altyd geloof vir regverdiging. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom, of in hom die geregtigheid van God. God het hom sonde gemaak, beteken dit hy het sonde geword? Hang bietjie vas, ons gaan nou by hom kom. Wil jy moet bietjie dink daaroor voor ek daarby gaan kom. Dit was 'n groot ruiltransaksie wat plaasgevind het. Christus neem ons sondes op hom en hy gee sy geregtigheid vir ons. Dit is wat gebeur het op die kruis. Nou wat is die definisie van regverdigmaking? In Engels is die woord justification. Justification, dis 'n werkwoord vir my. Iets gebeur. Iets gebeur. En nadat dit gebeur het, gaan daar 'n gevolg wees. Daar gaan 'n resultaat wees. Regverdigmaking, justification, is daardie wettige handeling van God waardeur hy sondaar vryspreek van skuld en regverdig verklaar op grond van wat Christus gedoen het. So wat is regverdigmaking? Dis waar God my en jou regverdig verklaar. Regverdig verklaar. Dit beteken ons status of ons posisie is in Christus vasgemaak. Want as ons nou gaan lees wat geregtigheid is, dis 'n fase of 'n frase verwys na geregtigheid wat ons as gelowiges voor God besit. Met ander woorde, die regte verhouding of posisie waarin ons voor God staan. Toe God Jesus op die kruis dat sterf het en afverklaar het of verkondig het, nou is jy my kind. Die regverdigmakingsproses waar God verklaar het in die heelal dat ek en jy regverdig is. Dis 'n wettige afkondiging. Dit is dat ek en jy vandag regverdig is. Dis wanneer God na die gelowige kyk, sien hy nie hulle vuil klere van sondes nie, maar hy sien die skoon kleed van Christus se geregtigheid. Hierdie geregtigheid van die gelowige is 'n toegekende of toegerekende geregtigheid. Dit word toegereken aan ons. Ons kon dit nie verdien het nie. Dit is toegereken aan ons. Die Engelse teoloog noem dit imputed righteousness. Dit is toegeken. Eenvoudig gestel, luister mooi. Regverdigmaking is die daad waardeur God ons regverdig verklaar. Dis die daad wat God ons regverdig verklaar. En geregtigheid van Christus is dan die toestand of posisie van geregtigheid wat ek en jy in Christus is. So God verklaar dat Jesus se offer 100% aanvaarbaar was vir hom. En daarom
kondig hy af, as jy in hom glo, is ek en jy geregtig en regverdig. Hoe is dit gebeur? Wat het Jesus presies gedoen? Dis 'n vervangende of 'n plaasvervangende offer wat hy aan die kruis gebring het. Hy het in my en in jou plek gesterf. Namens my en namens jou. God is volmaak en heilig. Sonde moet gestraf word deur hom. Hy is 'n regverdige God. Hoe kan God wat regverdig is, die onregverdige mens regverdig verklaar en steeds regverdig bly? Hoe kan hy ons wat sonde gehad het, regverdig verklaar en hy bly regverdig, hy bly heilig? Hy kon dit slegs doen, omdat Jesus die plaasvervanger op die kruis vir ons gesterf het, en die straf gedra het. Die plaasvervangende offer van Jesus Christus. Die konsep van 'n plaasvervangende offer, substitution, kom reg deur die Bybel. Soos 'n goue draad gaan dit reg deur die Ou Testament tot by Jesus. Want in die Ou Testament het God via die offerstelsel die sonde gewys dat die sonde deur bloedvloeiing alleen versoen word. Daar moet 'n rein lammetjie geslag word vir die sondige mens. Daarom kan Johannes die Doper uitgeroep het, die lam van God, toe hy Jesus sien. Want Jesus is die lam van God. Net soos in die Ou Testament die offerstelsels aangebring is deur God om ons sondes of hulle sondes te kon vergewe. Jesus se dood aan die kruis was nie net 'n tragiese ongeluk of blote martelskap nie. Dit was 'n voorbedagte reddingsplan. Voor die grondlegging van die wêreld het God reeds besluit dis wat hy gaan doen. God is nie ontkant gevang deur Adam en Eva se sonde nie. God het reeds geweet voor tyd dat dit gaan gebeur en hy gaan sy seun stuur. Dit is vir ons as mense moeilik om te verstaan. Ons kan dit net glo. Die Bybel leer uiteindelik dat Christus in ons plek gelei en gesterf het. Jesaja 53 vers 5 en 6. Hy is nie op die bord nie. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dis seker die beste voorspelling van Jesaja. Wat was dit, pastoor Andries, 500 jaar voor die tyd? Seker daar rond. Waar God met Jesaja praat en hy hierdie wonderlike of uitsprake maak. In die Nuwe Testament word hierdie nog duideliker gestel. 2 Korintiërs 5 vers 21, wat ons reeds gelees het, sê dat God hy is sonde gemaak. Jesus is sonde gemaak. Beteken dit nou, hy is nou 'n sondige mens? Nee. God het hom behandel asof dit ek en jy was. God het hom gestraf en op die kruis laat sterf asof dit ek en jy is. My en jou sonde was op Jesus geplaas. Hy was die plaasvervanger vir my en jou sondes en gee hy ons dan geregtigheid. Daai aksie is vir altyd gesettel. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur self vir ons 'n vloek te word. Jy kan gerus gaan lees in Deuteronomium 28. Die eerste 14 verse is die wetse seëninge. En van vers 15 tot op die einde, is baie verse, is dit die vloek van die wet. As jy nie die wet gehou het, nie sou dit en dit met jou gebeur. Gaan lees, is verskriklik. En dan kyk jy wat het met Israel gebeur. Hoe die konings droog gemaak het en die mense saam met hulle. Hulle het eers rigters gehad en toe die konings en hulle almal het droog gemaak. Maar God het sy seun gestuur. God het ons oorgesien. Hy het selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis gedra. 1 Petrus 2:24 se einde. Hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Sodat ons sonde kan afsterf en vir geregtigheid lewe.
Die hele doel van God is dat ek en jy heilig sal lewe, regverdig sal lewe. Die hele doel van jou en my wat gered is dat ons sal nee sê vir sonde. Dat ons sal wegdraai van sonde en heilig lewe. Hierdie plaasvervangende offer van Christus beteken dus, hy het die straf op hom geneem. God se toorn en regverdige oordeel oor ons vir ons sondes is ten volle uitgestort op Jesus aan die kruis. Ten volle. God se hele, ek wil nie sê wraak nie, maar sy hele toorn vir sonde is op Jesus uitgestort. Hy betaal die prys. Jesus sê in Johannes 19 vers 30, dit is volbring. Dit is volbring. Daai offer wat moes betaal word, dit is volbring. Hierdie toegekende geregtigheid van Christus aan die gelowige, los ons steeds met 'n vraag. Om in die hemel te kom en aan God se heilige teenwoordigheid deel te hê, het ons nie net met leë sonder rekening nodig nie, maar 'n positief gevulde rekening van geregtigheid. Dit help nie net Jesus het gesterf vir ons nie. Dit moet ons in word. Ons moet dit kan vat en aangaan. Dis nie net genoeg dat ons skoon gewas te wees nie, maar ons het hierdie volmaakte geregtigheid nodig om voor God te kan staan. Hoe verskaf God hierdie geregtigheid aan ons? Dit het nou gebeur. Hoe verskaf hy dit aan ons? Ons kry dit in die tweede deel van 2 Korintiërs 5:21. Sodat ons in Christus kan regverdig word voor God. Hy het sonde geword, ons word regverdig. Met Christus se dood is ons sondes op hom geplaas. Met ons geloof word geregtigheid op ons geplaas, sy geregtigheid op ons geplaas. Ons het 'n verantwoordelikheid, en dit is ons geloof. En as jy gaan lees in Efesiërs 2 vers 8 en 9, dan sê hy, dat ons geloof is uit genade. So ons geloof is 'n gawe van God. Dit kom nie eens uit onsself nie, dit is 'n gawe van God, waar ons kon sê, maar hierdie geloof wat God ons gee, kan ek staande bly, kan ek glo. God regverdig ons as goddelose mense. Dis sy besluit. Hierdie geregtigheid is niks minder as Christus se volmaakte gehoorsaamheid en heiligheid wat aan ons bewys word nie. Sy volmaaktheid, sy heiligheid, sy geregtigheid word aan ons gegee. Op die oomblik wanneer jy waarlik jou vertroue in Christus stel, tydens jou wedergeboorte, ontvang jy sy volledige geregtigheid. Dit gebeur nie oor tyd nie. Jy ontvang dit onmiddellik. Ons staan dus in 'n volmaakte regte verhouding met God in Christus. Daarom kan Paulus sê in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Daar is geen veroordeling vir ons nie. Hoe verkry ons hierdie deel van regverdigmaking en geregtigheid? Wat moet ons doen om hierdie toegerekende geregtigheid te ontvang? Wel, regverdigmaking kom deur geloof alleen. Geloof alleen. Vry van die wet, vry van werke. Daar is nie 'n werk vir ding wat ek en jy kan doen om gered te word nie. Daar is nie. Dis vry van die wet. Ons word regverdig slegs deur geloof in Christus Jesus, sonder die werke van die wet. Ons beste pogings skiet ver te kort om geregtigheid te verkry. Ons kon dit net nie verkry nie. Paulus beklemtoon hierdie in 'n paar uitsprake. Hy sê uit die werke van die wet sal geen vlees voor God regverdig word nie. Romeine 3 vers 20. Hy gaan aan en sê ons neem dan aan dat die mens regverdig word deur geloof sonder die werke van die wet. Romeine 3:28.
So ons word regverdig uit geloof. Dis 'n gawe van God, uit genade. Die funksie van die wet, sê Paulus, is eerder is om ons sonde skuld vir ons te wys. Dis soos 'n spieël. Wanneer jy na die wet kyk, dan sien jy jou tekortkominge. Jy sien die sonde waarin jy lewe. Christus het die vloek van die wet gebreek. Christus het die wet volledig gehou. Hy het die wet volbring. Beteken dat die wet bestaan nou nie meer nie. Natuurlik bestaan die wet nog, want die wet is heilig, regverdig. Ons kan steeds nie doodmaak, of steel, of lieg, of egbreek, of die ouers onteer nie. Nie een van die 10 gebooie is verval nie. Dit bestaan. Regverdigmaking is dus 'n gratis gawe. Regverdigmaking is 'n gratis gawe. Dis nie 'n beloning vir die mens se prestasie nie. Ons kon niks doen nie. Geloof alleen beteken nie geloof in die meriete of die verdienste werk van ons op sigself nie. Soos ek sê, ons kan niks gedoen het nie. Dit beteken eerder dat die geloof die enigste instrument is waardeur God verorden het, waardeur ons Christus en sy geregtigheid kan ontvang. Die dag toe jy jou lewe vir die Here gegee het en verklaar het dat hy die Here is, en hy die Here van jou lewe geword het, en jou verlosser en saligmaker geword het, daai dag is jy wedergebore, daai oomblik is jy wedergebore, maar jy is ook perfek regverdig verklaar. En ek wil hê jy moet dit weet. Vry van die wet beteken vry van die wet as 'n manier om regverdig te word, nie vry van God se morele waardes nie. Ons weet, ons kan die wet hou. Ons weet, ons behoort aan die Here. Nou kom ons kyk 'n bietjie na praktiese geregtigheid. Ons het nou gekyk na posisionele geregtigheid. In posisie is jy perfek verklaar voor God regverdig. Nou wat is praktiese regverdigheid dan? Dis 'n ander woord vir heiligmaking. Nou ons weet ons is heilig verklaar in Christus. Hebreërs 10 vers 10 sê, want deur hierdie offer, deur die wil is ons heilig verklaar deur hierdie wil van God. Eens en vir altyd. So posisioneel is ons ook heilig. Maar hoekom dan heiligmaking of praktiese geregtigheid? Wie van julle kan hande opsteek vanmôre dat jy nie meer sonde doen nie? Ek net my hand laat sak, anders dink julle dis ek. Niemand kan sy hand opsteek nie. Want almal van ons maak foute, almal van ons doen nog sonde. Maar ons is heilig. Ons is afgesonder vir God. Die woord heilig beteken afgesonder vir God. Maar ons moet heilig lewe. Ons moet prakties hierdie geregtigheid wat ons het en verkry het uitlewe. So 'n posisie, laat ek hierdie stukkie net lees hierso, anders raak ek te mekaar. Posisionele of regstatus geregtigheid, moet jy altyd onthou, is die stand of posisie wat jy voor God het. As jy nou voor God moet gaan staan, het jy geen reg om daar te staan behalwe omdat Jesus dit vir jou gedoen het nie. Omdat Jesus jou geregtigheid is nie. Daar's geen ander rede nie. Maar nou moet ons hierdie toegerus of toegerekende geregtigheid moet ons omsit in heilige werke. Dis ons posisie, ons staan volkome geregtig voor Christus. Maar elkeen van ons besef, in die praktyk lewe ons nog onheilig. Ons maak nog foute. So posisionele geregtigheid of regverdigmaking, soos gesê, is die wettige status hoe ek en jy voor God staan. Ek weet ek herhaal hierdie goed baie, maar ek wil vanoggend hê, jy moet verstaan wie jy is in Christus. En wat jy gekry het in Christus. Bo alles wie hy is. Ons het al baie gepraat oor wie hy is.
Maar vanoggend kan jy sien wat hy vir jou gedoen het. Praktiese geregtigheid of heiligmaking en gehoorsaamheid verwys na ons daaglikse lewenstyl en groei in heiligheid. Dis waar die geheim lê. Ons is vergewe. As jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, as jou Here, is jy vergewe. Jy's regverdig verklaar. Jy's heilig verklaar. In posisie is dit waar jy staan. Nou kan ons nie gaan lewe soos ons wil nie. Daar's baie ons wat sê, nee, as jy gered is, kan jy lewe soos jy wil. Nee, nonsens. Nou, wil jy nie meer so lewe nie. Jy wil son uit jou lewe uit hê. As jy regtig gered is, wil jy nie meer sonde doen nie. Is ek reg? Amen. So ons moet weet, as ons regverdig is, wil ons nou in heiligmaking, daai regverdigheid, deel maak van ons. Sodat ons daarin kan lewe. En ek is lankal nie meer by my notas nie. So kom ons kyk vanaf vanmôre. Die diens gaan nie lank wees nie. Kom ons kyk vanaf vanmôre na die vergelyking tussen posisionele en praktiese geregtigheid of heiligmaking. Wat is die verskil? Eerstens, die tydstip of duur van hierdie ding wat plaasgevind het. Posisionele geregtigheid is 'n oombliklike en eenmalige gebeurtenis. Sal jy dit onthou? Dit gebeur by wedergeboorte. Jy word gedoop met die Heilige Gees binne in die kerk van Christus, in die liggaam van Christus. Dis 'n outomatiese eenmalige proses. Praktiese geregtigheid of heiligmaking is progressief. Dis 'n groei. Dit gaan aanhou. Dit gaan aanhou en aanhou totdat ons heilig is voor God, totdat ons kom haal. Wat is die grondslag of die basis waarop hierdie goed plaasvind? Posisionele geregtigheid berus uitsluitlik op Christus se werk in ons. Soos ek gesê het nou net, eenmalig Christus se werk. Ons is voor God in Christus. Praktiese geregtigheid of heiligmaking berus op die Heilige Gees se werk in ons. As jy gered is, sal jy weet, dit wat ek nou verkeerd wil doen is nie reg nie. Jy weet wanneer jy gaan sonde doen. En as jy iets doen, weet jy dit is sonde. So, dit berus op die Heilige Gees se werk. Filippense 1:6 sê die goeie werk wat hy begin het, praat van die Heilige Gees, sal hy voltooi tot op die dag van Jesus Christus. Die Heilige Gees is in ons. Jy kan nie meer van die Heilige Gees ontvang nie. Die Heilige Gees bly in jou. Hy gaan ook nooit weer weg nie. Dis hy wat, toe God sê, maar hierdie man is regverdig, is dit hy wat dit kom bevestig het. Hy het in my en in jou kom woon. En dis awesome. Volmaaktheid. Hoe sies in jou is ons volmaak regverdig voor Christus. In posisie kan dit nie weer verander nie. Ek glo jy gaan dit onthou. Dit gaan nie weer verander nie. Jy is altyd regverdig voor God. Maar prakties is ons nog onvolmaak. Ons groei nog. Ons maak nog foute. En as ek 'n fout maak, dan moet ek dit bely. Jammer Here, dat ek hierdie ding gedoen het. Of gesê het, gedink het. Dan wisselvalligheid. Praktiese geregtigheid wissel nie. Dis standvastig. Dis 'n eenmalige gebeurtenis. Dit gaan nie weer verander nie. Maar praktiese geregtigheid wissel. Partykeer is ons aan die gang vir die Here, dan voel ons goed daaroor. Ander kere nie so goed nie. Afhangende van omstandighede word ons geraak in ons praktiese heiligmaking. Uitwerking op ons verhouding met God. Posisioneel gee God ons onmiddellik toegang en kunskap
Onmiddellik. Maar prakties beïnvloed gemeenskap met God ons daagliks. 1 Johannes 1 vers 9 sê jy jou sonde bely, is God getrou en regverdig om jou te vergewe. Nou is die vraag, ek dog dan, God het als vergewe, gister, vandag en oormôre. Hoe kan ek dan nou my sonde moet bely? Weet jy, dis soos as Amber 'n fout teenoor my maak, want ek maak nie 'n fout teenoor haar nie. Sy maak altyd die foute. Is ek reg, Andries? As ek en sy mekaar verkeerd verstaan in 'n huwelik, dan bly sy my vrou, al het ons fout gemaak. Al is daar 'n risie. Maar hoe maak ek daai risie reg? Ek is jammer, Amberie, 'n fout gemaak. En dit is presies wat vergifnis beteken, belydenis van vergifnis. Ek gaan maak die verhouding met God reg, want God bly my God. Hy bly my Vader. Hy bly my koning. Jesus is my Here. Ek bly geregverdig. Dis nie as ek sonde doen, nou is ek nie meer geregverdig nie. Of heilig nie. Ek bly afgesonder vir God. Maar as ek bely, dan herstel ek daai liefdesverhouding. Net soos wat ek met my vrou sal maak. Wat is die motivering? Posisionele geregtigheid is motivering. En tot praktiese geregtigheid. Die feit dat ek geregverdig is, motiveer my om heilig te lewe. Die Heilige Gees in my help my en leer my om dit reg te kry. Hierdie proses van heiligmaking sal eers voltooi wees, soos ek gesê het, aan die einde van ons lewens, as ons in die hemel kom. Regverdigmaking deur geloof staan dus nie in konflik met die lewe van goeie werke nie. Goeie werke het my nie kon red nie. Die offer van Jesus kon dit doen, is al. As jy kyk na wat sê 1 Korintiërs 1 vers 30. Hy sê daar, maar deur hom, dis deur God, is julle in Christus Jesus. Besef jy dit vanmôre? Dat deur God is ek en jy in Christus Jesus. Deur God is ons regverdig. Ouens, dis 'n big issue. In die heelal se hof het God 'n stempel gesit op my skuldbrief. Paid in full. Paid in full. Nooit weer sal God my oordeel vir sonde wat ek gedoen het nie. Want hy het Jesus geoordeel namens my. Aan die kruis het hy dit gedoen. So hy sê hierso, maar deur God is julle in Christus Jesus. Wat vir ons geword het wysheid uit God. Hy is ons geregtigheid. Hy is ons heiligmaking en hy is ons verlossing. Ons sien hierso. Ons sien in die skrif dat Jesus ons geregtigheid en heiligmaking. Hy is ook ons verlossing. Hy gaan ons eendag verlos van hierdie liggaam en ons 'n nuwe verheerlikte liggaam gee. Ek wou nie vandag daaroor op by die verheerliking van ons nie. As die gevolgtrekking wat ek vanmôre maak, al is ons as verlorenes nou skuldig voor hom, staan ons nou geregverdig voor God in Christus. Dis seker nou al die 10de of die 15de maal wat ek dit sê. En ek vertrou regtig die Here, dat jy hier uitstap vanmôre, dat jy sal onthou jy is regverdig. Paid in full. Dit is volbring. Dis wat Jesus gedoen het. God se eis van heiligheid is volkome bevredig deur sy seun Jesus. Posisioneel is ons heilig. Prakties is ons besig elke liewe dag om nader en nader aan God te beweeg. Romeine 8 sê dat ons word soos Jesus. Ons word soos Jesus. Elke liewe dag is die Gees van God besig om ons in te tree by Vader. En hy bid God se wil vir ons. Wat is God se wil? Dat ek en jy hom sal verheerlik. Jesus toe hy in Johannes 17 bid, vers 4 sê hy,
Ek het U verheerlik. En alles wat U my gegee het om te doen op aarde, het ek gedoen. Dis die twee goed wat Jesus bely, net voor hy sterf aan die kruis. Hy sê, ek het U verheerlik, Vader. Verheerlik beteken ook, ek het God se wil gedoen. Het God se wil gedoen. Hy het God verheerlik. En tweedens het hy sy roeping voltooi. Dit wat God hom voorgemaak het. Andrie sê altyd, jy kan nie sterf nie, want daar is nog werk vir jou om te doen. Doen dan jou werk. In die afgelope hoeveel weke preek pastoor Andries oor dit. Kom in 'n plek in waar ons werk kan doen. Wat ons kan sê, maar Here, ons werk vir U. Alles wat ek doen, of ek nou by my kantoor werk, en of ek 'n besem gebruik om my straat te vee, maak nie saak wat jy doen nie. Dit wat ons doen, moet ons vir die Here doen. As ons dit kan regkry, is ons op die pad van heiligmaking. Wat beteken hierdie preek vir ons vir vandag? So 'n paar, dink so 4 of 5 goedjies wat ek hier noem. Enkele toepassings. Vertrou volkome op Christus. Nie op jouself nie. Pastoor Andries het 'n mooi versie gelees vir ons vanmôre. Jy moes hom eintlik gelees het toe jy geopen het. Hy sê daar, as jy op God vertrou, moenie moedeloos word nie. Moenie op jouself vertrou nie, dit gaan nie werk nie. Vertrou op God. Vertrou op volkome op Christus en die werk van die Heilige Gees in my en jou. Tweedens, leef dankbaar. Leef dankbaar. Ons almal wat vanoggend hier sit, het iets om oor dankbaar te wees. Inteendeel, ons almal het baie om dankbaar voor te wees. Leef in dankbaarheid en weet dat jou sekuriteit is in Christus. Dit wat hy gedoen het is my sekuriteit, nie wat ek kan doen nie. Nommer 3 is strewe na heilige lewenswandel. Strewe daarna, lewe in heiligmaking elke dag. As daai sonde naderkom, besef jy kan nee sê. Hoekom kan jy nee sê? Want jy is regverdig voor God en sy Heilige Gees woon in jou en hy sê vir jou nee. Daarom kan jy dan vir sonde sê nee. Dit wat die duiwel jou mee aanval, kan jy sê nee. Ek vat dit nie. En nommer 4. Gee aan God al die eer. Gee aan God al die eer. Daar's niks wat ek kan doen, wat ek eer voor kan kry nie. As ek aan my lewe terugkyk, sien ek net een ding. En dis God se genade. Ek weet hoe was ek voor ek gered was. Ek weet wat se goed het ek droog gemaak nadat ek gered is. Ek weet wat ek nog steeds doen en dink. En ek sien net genade. Bloed van Jesus het my skoon gewas. En staan ek vanoggend heilig voor jou. Nie as gevolg van my werke nie, as gevolg van Jesus. En dieselfde vir jou. Ten slotte, hoor hierdie skrifgie. Dit gee vir ons sekerheid uit God se woord. Daarom dan, aangesien ons deur die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Het jy vrede in jou hart oor jou Christen wandel? Het jy vrede in jou hart oor jou omstandighede waarin jy op die oomblik is? Is jou omstandighede oorgegee aan God? Ons het vanoggend vir 'n klomp mense gebid. My woord vir julle is, hoor wat die Here vir ons gesê het, en gee jou bekommernisse vir die Here, want hy sorg vir jou. Staan in geloof, hy gee die vrede. Dit is wat ons uit God se woord ontvang. Hy gee die vrede. Hy gee sy vrou vir ons. En daarom kan ons dan staan. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hierdie 4 woorde kom leer. Regverdigmaking of justification, geregtigheid, heiligheid en heiligmaking. Here, dankie dat ons kan verstaan vanmôre
En dis my gebed, Vader, dat U deur U Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap. En by elke persoon wat vanoggend hier sit, en elkeen wat luister op Facebook en op YouTube, sal besef dat ons is geregtig. Ons is heilig. En die lewenswandel wat ons nou lewe ons in God. In geloof in wat hy gedoen het. En lewe ons elke dag 'n bietjie nader en 'n bietjie nader en 'n bietjie nader aan U. En ons eer U daarvoor, Here. Vader, ek bid dat ons hierdie woord sal toepas in ons lewens. En ek sny uit die twyfel wat gaan kom as ons verkeerd doen. En ek bid dat elkeen van ons oë op Jesus sal hou en sal weet, net soos wat hy gelewe het, so wil hy met ons lewe. Ons word elke dag verander om te word soos Jesus. Dankie Heilige Gees dat U besig is daarmee, dat U nie moet opgee nie, en dat U ons sal deurdra totdat U ons kom haal. En ons eer U vanmôre. Ek bid vir elke persoon, Here, dat U hulle sal seën en die woord sal seën in elkeen se hart. Ons dank U in Jesus naam. Amen. Maar kom nog een liedjie. Kom ons staan. Ek sien in die Gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. En loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. En loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. En loof hom, prys hom, halleluja. Ons rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na boord, blaas besuine, staan op tromme, en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning, van sy woord waarin ons glo, van sy woord sal ewig staan. En loof hom, prys hom, halleluja. Ja, loof hom, prys hom, halleluja. Ja, loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy Halleluja. Ek wil gou vir julle vanoggend iets sê, na aanleiding van die boodskap. Ons as pastoor en predikante oor die algemeen, ons is so bang om die woorde heiligmaking
en regverdigmaking te gebruik, want dis moeilike woorde. En ons sê, ag, die mense verstaan dit nie. Ek dink Pastoor Jaapie vanoggend verstaan die ouens dit definitief. Ons het nodig, want dis Bybelse konsepte en ons verstaan dit nie. Dank die Here, ons is regverdig en heilig voor hom. Ja, ons is vol sonde, ons doen dit nog elke dag. Maar dit maak nie dat ek nie regverdig en heilig voor God is nie. Dis wat die wonderlike is. Ek kan altyd gaan en sê, Here, ek is so jammer. Vergewe my. En dan maak hy my heilig en regverdig. Dis wonderlik, né? Dis wonderlik. So dankie vir dit, Pastoor Jaapie, dit was besonders. Nou ons gaan nie vanoggend iets in die saal hê nie as gevolg van die waterprobleem. So baie seëninge vir u en dankie vir die betrokkenheid en die getrouheid. Die Here seën so ryklik vir u en ag Benny, ek is so jammer. Al die spanne het gewen behalwe die bulle, so dis baie sleg, maar die Here wen altyd. So ons prys die Here. Kom ons gaan afsluit en vir die Here baie dankie sê. Here, dankie, u's getrou. Ons is regverdig en heilig voor u. En dankie dat ons, Here, daardie posisie in u het. Help ons net om gehoorsaam te wees aan die stem en te doen wat u sê. Here, om hier die lewe te lewe soos u wil hê, ek dit moet lewe. En mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees tot in alle ewigheid. Amen. Baie seëninge vir u. Ons is hier voor as u 'n woordjie wil kom wissel. Baie voorspoed. Baie dankie.